Mercedes rit in die aand. Ek gaan vir julle elkeen een van hierdie blaaie uitdeel. Ons het nou nie projek vir iemand anders ek nou vir julle 'n slideshow gewys het, maar ek deel vir julle hierdie uit. As ek verwys na die prentjies, dan kyk jy nou maar na hierdie twee klein prentjies wat ek hier onder het. Kyk. Dan een keer dan stuur jy agter toe se ding. Dan een keer dan stuur jy agter toe. Julle prentjies sal julle sien. Daar's 'n bekende handelsmerk. Daai sterkie. Julle kan dit sien, hè? 'n Mercedes. So iemand anders van julle watter karre sou julle moontlik eendag wou ry? Iemand? 'n BMW, okay? En dit is geassosieer met status en ek glo nie as jy min geld het, gaan jy 'n BMW ry nie. Dink jy gaan dit dan kan bekostig nie. Enigiemand anders? A GTI, 'n Golf GTI. Okay? Fancy? Iemand anders? Jy kan nie vir my sê jy het nog nie gedroom, jy ry daar in die kar nie. 'n Porsche, okay? Iemand anders? Nee. Okay. Maar jy kry die idee dat iemand wat in 'n Mercedes of in 'n Porsche of so ry, is iemand met status. Okay? Nou, ons gedig hierso Mercedes rit in die aand is gaan oor iemand wat in 'n Mercedes ry en soos jy daar op jou prentjie kan sien, het ek half animated, as ek so kan sê, prentjie van iemand in 'n Mercedes en hulle ry by 'n verkeerslig verby en daar's 'n bedelaar wat langs die kant sit om vir jou daai prentjie te skep dat baie kere mense wat in hierdie deftige motors en so rondry, baie kere sal jy in die stad ry en hulle is in 'n motor en hulle ry net verby die verkeersligte en die mense wat daar staan. Daar's baie selde dat mense vir hulle ooit geld gee of stop om met hulle te praat of so. Jy kyk gewoonlik eerder net weg want jy wil nie die persoon daar sien nie. Wie van julle het al so iets beleef? Ek het al. Ja. Dit is deel van die samelewing, dis 'n universele ding, ons almal sien dit elke dag. Daar's gewoonlik 'n verskil tussen mense met die gawing is baie groot. Mense met baie geld, mense met minder geld. En baie kere meng die mense met wat baie geld het nie gewoonlik met die mense wat armer is nie. Nee, julle kan daarmee vereenselwig, ek praat die waarheid. Dit is so. Okay. Kom ons kyk net gou na die titel. Julle het twee gedigte, jy sal sien. Die gedig waarop ons fokus is Mercedes rit in die aand. Maar daardie gedig is eintlik die titel wys vir ons daai interteks van Busrit in die aand deur Elizabeth Eybers. Nou sy het daai gedig geskryf of dit het verskyn in haar bundel in 1939, so dis redelik 'n ouer gedig. En 'n interteks, wie van julle kan onthou wat 'n interteks is? Enigiemand? Okay, so jy gebruik die inhoud van iemand anders se werk in jou eie werk. Op die maklikste manier gesê. Okay? So hierdie persoon Willem Krog het Elizabeth Eybers meeste van haar gedig. Jy kan kyk daarso na die ooreenkomste wat daar is tussen die twee gedigte.
Nou, Elizabeth Eybers se gedig, Busrit in die aand, gaan oor werkers wat in 'n bus is, wat op pad is huis toe en hulle is moeg. En jy kan self dink as jy nou in jou vervoer klim huis toe van die skool af. Hoe voel jy? Moeg. Jy is nou klaar met skool, jy wil nou nie meer hier wees, jy veral op Vrydag, jy wil net huis toe. Waar, nee? Okay. So dis die hele idee daarso. En dan Mercedes rit in die aand word vertel nou half, is 'n spreker wat kommentaar lewer op half daai gedig en die ryk mense met die arme mense vergelyk. Okay. So in Busrit in die aand het jy jou gewone werkers wat huis toe ry in 'n bus en in Mercedes rit in die aand het jy hierdie baie deftige kar en 'n ryk persoon. Jy gewoonlik jou staatsamptenare en so wat in hulle karre ry, maar hulle ry ook net verby die armer mense. Okay. Kom ons vat dit nou stap vir stap van die titel en versdeel vir versdeel. Okay. As ons kyk na die uiterlike bou, het ons hoeveel strofes daarso? 4 strofes. Okay, en elkeen het hoeveel versdeels? 3. So ons het, wat doen jy 'n strofe met 3 versdeels? Tersine, nee, so ons het 4 tersines. Kan jy ook sien in jou Busrit in die aand, is daar ook strofes, al is dit nie net 4 strofes nie, maar hulle is ook in tersines geskryf. Okay. Wat nog kan jy sien, kyk na soos woorde of versdeels in die 2 gedigte wat vir jou dieselfde lyk. Een kort woordjie. Eil. So eil verskyn in albei gedigte daarso. Okay. Weet enige iemand in die konteks van die gedig wat eil sou beteken? Nie? Iemand het vir ons opsoek? Okay, jy het ons opsoek. Okay, en dan is daar enigiets anders wat jy oplet oor die 2 gedigte. Net jong van? Met die grootste haas. Okay, met die grootste haas. Okay, die ander betekenisse? Jy mekaar gepraat en dan dink en weerskyn. Nie hard dink vol van klank. Okay. So, as ons kan, soos half ek dink in die konteks van hierdie gedig, as ons kyk na die woordeboek betekenis. So, woordeboek betekenis, denotasie en konnotasie. Kan iemand dit onthou? So, denotasie gewoonlik, ek onthou dit altyd Engels dictionary, die letterlike betekenis en konnotasie die konteks. So binne hierdie gedig sou dit beteken gewoonlik nou iemand is half soos moeg en kyk, as jy eil is daar so jy sit eil langs die venster, iemand wat half emosieloos net daar so is. Okay. Right. Enige ander versreëls wat vir julle dieselfde lyk? Okay, lees vir ons. Sit hulle lang, die Messias sit hulle met monde moeg gesluit en by die perse reël gelees sit hulle sit met monde moeg gesluit. Okay, so daar's net daai een woordjie wat verskil, maar die reëls is min of meer dieselfde. So julle kan basies sien dat die een gedig gebruik is as basis vir die ander ene. So daarom kan jy sien daar's 'n interteks. Nee? Okay. Right.
Ek gaan vir ons die gedig lees, en dan kan ons dit ontleed. Nou, Mercedes rit in die aand, deur Willem Krog. Sit hulle met monde moeg gesluit, eil langs sy enkelweerkaatsing in die ruit. Die executives van die stad wat huis toe gaan. Skaduwee kinders gly verby, stikkende bedelvaandels wapper wanhoopig in die swart pad op soek na kos en kleed. Die vaartuig blink in die ster geklink, sagte leer omhul die stuurman aan die wiel, betaal uit die opbrengs van die slawemaal. Eil langs sy enkelweerkaatsing in die ruit, sit hulle met monde moeg gesluit, die executives van die stad wat huis toe gaan. Okay. Right, so die titel, daar is 'n Mercedes rit in die aand. Rit is afgelei van watter woord? Rit kom van watter woord af? Ry, nee? So, dis Mercedes rit in die aand. Dit is universeel, ons weet nie spesifiek watter aand of waar dit is nie, maar dit dui aan, daar's iemand in 'n kar wat in die aand iewers heen ry. Jy moet ek huis toe. Okay. So weet jy spesifiek dit nie, maar ons kan dit aflei van die gedig. Okay. Dan reël 1. Sit hulle met monde moeg gesluit. Met monde moeg. Wat tel julle daarop? Alliterasie, nee? Daai alliterasie beklemtoon half die moegheid van die mense wat daarso is. Ons het ook die inversie daarso, so die voorplasing van die woord sit. Okay? So daai woordjie is geskryf waar. Onthou met gedigte kan mense heel moontlik doen net wat hulle wil. So as hulle 'n woord aan die einde van die reël wil sit of aan die begin van die reël, maak nie saak nie, maar wanneer hulle iets skryf, is daar 'n boodskap gewoonlik wat hulle wil oordra, so dan skuif hulle die woord vorentoe. Okay? Dan het ons die tweede woordjie in reël 1, hulle, gebruik hulle die uitstel tegniek. As ons net die gedig sou begin lees en ons lees net reël 1, sit hulle met monde moeg gesluit. Die hulle, ons weet nie spesifiek watter groep mense hulle na verwys nie. Okay, so dis die uitstel tegniek wat daar gebruik word. Almal nog met my, ek gaan nie te vinnig, te stadig nie. Julle nog hier. Kan ek thumbs up kry? Hierso. Okay, alright. Ek gaan na reël 2 toe. Eil langs sy enkelweerkaatsing in die ruit. Okay, daar wat jy weer eil, is die waarnemer se minagting miskien nie werd om die posisie te beklee nie. So met ander woorde, daai persone daarso is hulle enkel weerkaatsing. Dis nou die persoon wat in die kar sit se weerkaatsing teen die ruit. En dis ook weer eens as jy kyk na busrit in die aand, is daar 'n hele klomp mense wat in 'n bus sit op pad huis toe. Okay? En die ruit, wat is 'n ruit? Venster, nee, verwys hierso, dan. Die executives van die stad wat huis toe gaan, reël 3. Hoekom denk jy, is executives 'n Afrikaanse woord? Nee. Dis 'n Engelse woord, maar baie kere as ons praat, en ek doen dit ook self, ons praat nie altyd suiwer Afrikaans nie, maar jy kan baie moontlik eerder executives assosieer met mense wat baie geld het. Nie waar nie? Ja. Okay. So, dis gewoonlik jou staatsamptenare en al daai belangrike mense wat die deftige, moderne karre rondry. Okay.
So die Engels is meer effektief daarso, want dit skakel beter met mense se leefwêreld. Okay. Die executives van die stad wat huis toe gaan. So ons weet nou hierdie persone in die deftige karre ry nou huis toe. Strofe 2, reël 4. Skaduwee kinders gly verby. Okay, daai skaduwee kinders is die straatkinders of nie, dit hoef nie noodwendig net die kinders te wees nie. Ek dink dit kan universeel wees van baie bedelaars en so langs die pad. Okay? En die woord skaduwee word daar vir 'n rede gebruik. So in figuurlike terme, nie letterlik nie, lewe hierdie mense in die donker. Daar's altyd 'n skaduwee, want dis baie moeilik vir sulke mense om uit die situasie te kom waarin hulle is. Hulle gaan nie nou net oornag ewe skielik geld kry en 'n deftige motor rondry nie. Okay, so figuurlik is dit lewe hulle in die donker. Want daar is nie regtig lig aan die einde van die tonnel vir hulle nie. Okay. En die gly verby, as iets verby jou gly, die laaste 2 woordjies van reël 4, dit wys half die beweging van die motor verby hulle, want hulle gly verby, so hulle ry ook vinniger verby. Okay, reël 5. Stikkende bedelvaandels wapper wanhoopig. Iemand hierso weet wat vaandels is? Ja, in die konteks van die gedig is dit half soos 'n plakkaat of 'n bordjie wat die mense gewoonlik vashou by die robot. So, dan staan daar, ek het nie werk nie. Julle het 'n idee daarvan. Maar dit is eintlik half so paniere wat so die plakkate of lappe ja. Vaandels is 'n vlag op 'n manier wat by betogings gedra word of 'n vlag wat deur 'n triomfantelike leer gedra word. Soos gewoonlik geassosieer met 'n positiewe ding. Okay? Dan is gewoonlik 'n vlag wat jy gaan rondwaai as jy triomfantelik is, dan het jy gewen. Het getriumph oor dit wat jy deurgegaan het. Okay, nou dit staan in kontras met hierdie goed wat die vaandels wat die mense vashou. Want dit is nie regtig 'n ding om te sê hulle het gewen nie. Hulle staan actually daar om te vra vir geld of vir iets sodat hulle in die lewe kan bly. Julle met my. Dan ook weer eens daai wapper wanhoopig is alliterasie van die weerklank. Okay? Julle met my? Ja. En as iets wapper in die wind, dit waai in die wind, nê? So ek maak nou so, maar dit is omtrent so as iets wapper. As jy baadjie byvoorbeeld in die kar se deur vasgeslaan is en jy ry nou, dan gaan die ding wapper, nê? Okay. Ek dink dit kan ook aansluit by hierdie armer mense, want hulle is ook soos die wind wat hierdie sê maar nou papier wapper of die baadjie wapper, so word hulle ook aan die elemente van die weer blootgestel. Kijk, so ons kan dink aan daai, want hier's die ryk mense wat in hulle deftige karre verby ry en die ander mense sit daar buite en hulle lyk sleg, want hulle is beïnvloed deur die weerelemente. Kijk, in die swart pad op soek na kos en kleed. Die swart pad daarso verwys net na die teerpad en op soek na kos en kleed. Kleed kom van watter woord af? Of soos met watter woord kan jy dit half klere, né? So op soek na kos en klere. So hierdie bordjies weer eens wys vir hulle
of wys vir die mense wat verbyry dat hulle moet soek, hulle soek kos en klere, asseblief help. Okay. Right. Stadig blink in die ster geklink. Nou daar in die begin as jy kyk daar na jou prentjie ook weer, die Mercedes handelmerk lyk soos 'n ster. Ek dink dit suggereer ook daar sodat dit 'n verwysing maak na die Mercedes, die ster daarvan. Nou, vaartuig, iemand hierso daai woordjie vaartuig, weet wat dit beteken? Jy vir ons opsoek, asseblief. Vaartuig. Het opgesoek. Okay, lees vir ons daarso. Vervoermiddel wat op water beweeg, skip, boot, 'n reis met 'n gerieflike vaartuig. Okay, so 'n vaartuig daarso verwys nie noodwendig. 'n Kar is nie 'n vaartuig nie want hy beweeg nie op water nie. So ons kyk hier na 'n verwysing na 'n boot of 'n skip of so iets. Okay, so die vaartuig blink in die ster geklink. Dit kan ook geassosieer word met dat die ryk mense goed vaar in die lewe. Okay? En dis 'n gladde, vinnige rit. As jy dink byvoorbeeld, kom ons vat een van daai in Engels noem hulle dit 'n speedboat, 'n spoedboot wat op water ry. Dis redelik vinnig, né? Baie kere dan lig die voorpunt ook want dit gaan so vinnig. Okay, so daai is die mense wat hierdie deftige karre ry, het ook 'n gladde, vinnige rit terwyl hulle nou deur die aand van hulle karre ry. Okay. Daai ster geklink en blink. Die kar blink gewoonlik. Ek dink as jy 'n deftige kar het, gaan jy ook seker maar mooi daarna kyk. So jy gaan altyd mooi gewas wees en so aan. Okay. Die geklink, daai woordjie aan die einde daarso, is dit beteken vasgemaak. As jy 'n nota daar wil maak oor wat daai woordjie beteken, dit is vasgemaak. Reël 8. Sagte leer omhul die stuurman aan die wiel. Sagte leer, dit verwys seker maar nou na die sitplekke binne in die motor. Sagte leer, dis deftig. En as mens in Engels wil sê, dis 'n grand car. Mooi aan die binnekant. Ek dink ook as iets sagte leer is dit ook baie gemakliker. In vergelyking weer met die ander gedig, busrit in die aand. Ek dink nie altyd mense wat van daai vervoer gebruik maak om in 'n bus te ry, gaan altyd dieselfde wees nie. Die gemak is nie dieselfde nie. Okay. Right. En weer eens gebruik hulle die woord stuurman daar. 'n Stuurman gaan ons nie noodwendig gebruik vir iemand wat 'n motor bestuur nie. Daar's weer eens 'n koneksie met iemand wat 'n vervoermiddel gebruik wat op water ry. Okay. So 'n stuurman van 'n boot of 'n skip. So dit is ook as jy 'n stuurman is van 'n skip, is jy ook iemand wat redelik hoë status het, want jy gaan nie net 'n skip bestuur met 200 mense in en het nie rang nie in die lewe nie, né? Okay. Almal nog met my? Right. Okay. Reël 9. Betaal uit die opbrengs van die slawemaal. So weer eens hierso betaal uit die opbrengs van slawemaal. Ek lees daai hele strofe weer vir julle. Die vaartuig blink in die ster geklink. Sagte leer omhul die stuurman aan die wiel. Betaal uit die opbrengs van die slawemaal. So hierdie persoon, die laaste reël sê basies vir ons, daai reël 9, dat dit wat die ryk mense het, is actually alles opgebou uit die
armer mense of die werkersmense. Okay. Julle met my. Okay. So die ryk mense wat in die Mercedes ry word, hulle rykdom word verkry deur die laag besoldigde werkers, met ander woorde die werkers wat minder betaal word. En hulle is half die randfigure van die samelewing. Daai werkers wat in fabrieke werk en so aan, hulle werk baie hard, gewoonlik baie slegte ure. En die persoon wat die fabriek besit, kan doen net wat hulle wil. Die lewe is al verskriklik ongelyk en unfair, as mens eintlik daaraan dink. Maar seker maar niks wat ons daar drink kan doen, nee. Okay. Laaste strofe, reël 10 tot 12. Weereens kan jy sien daarso, daar's ooreenkomste met strofe 1 en die laaste strofe. In strofe 1 se reël 2 is dit dieselfde as reël 10. So weereens uil langs sy enkel weerkaatsing in die ruit. Sit hulle met monde moeg gesluit. Die executives van die stad wat huis toe gaan. Weereens het jy die alliterasie van die M in reël 11 en uil is weereens met in vers 6 dit weereens voorgeplaas in die reël daarso. Okay. Ek dink as jy reël 1 tot 3 en 10 tot 12, dis min of meer 'n herhaling van die twee strofes, die reëls is net omgeruil. Maar dit kan dui op die sikliese verloop van dinge in die lewe. So dis al, as jy byvoorbeeld, ek maak nou veralgemening, maar sê my nou, dis baie selde dat iemand wat uit 'n arm agtergrond kom, daar's niks geld daarso om miskien byvoorbeeld jou te help om universiteit toe te gaan byvoorbeeld, in vergelyking met iemand anders se ouers wat baie geld het en dan kan die kinders net gaan waar hulle wil. Sien, dis half 'n kringloop, so kringloop van armoede en rykdom. Die ryk mense bly ryk en die arm mense bly arm. Daai siklus wat ons het in die samelewing. Okay. Is daar, laat ek gou nou weer vir julle die hele gedig lees en dan kan ons net weer kyk na die algemene boodskap. Okay. Mercedes rit in die aand. Sit hulle met monde moeg gesluit, uil langs sy enkel weerkaatsing in die ruit. Die executives van die stad wat huis toe gaan. Skaduwee kinders gly verby. Stikkende bedelvaandels wapper wanhoopig in die swart pad op soek na kos en kleed. Die vaartuig blink in die ster geklink. Sagte leer omhul die stuurman aan die wiel. Betaal uit die opbrengs van die slawemaal. Uil langs sy enkel weerkaatsing in die ruit. Sit hulle met monde moeg gesluit. Die executives van die stad wat huis toe gaan. Kan. Staan julle, is daar iets wat iemand wil vra oor die gedig? Dat ons dalk, wat jy opgelet het, wat ons dalk gemis het, of iets wil sê oor die gedig? Wat dink julle van die gedig? Ek hou van die gedig. Ek dink is baie mooi geskryf. Watter boodskap kan jy uit dit uitneem? En dan die spreker hierso, kyk gaan nou klaar. Die spreker in hierdie gedig vereenselwig hom met die armer mense, nie met die ryk mense nie. Hy wil nie soos die ryk mense wees wat net verby die armer mense gaan nie. Okay. So jy kan self nou vir jou 'n boodskap daaruit neem. Okay. Right. Almal het nog hulle goedjies, jy kan jou notas hou. Ek het vir jou 'n werkkaart daarso wat ek kan uitdeel wat jy kan doen en dan die volgende
periode kan ons net weer daarna kyk.